wat belangrik is dat 'n mens dan die 5 fases van die evangelie moet onderskei. Anders maak dit 'n mens bietjie de mekaar. In hierdie 5 fases sien ons dat daar is die mense aan wie dit verkondig word, die teiken, met ander woorde, vir wie moet hoor, die weg van saligheid, die opdragte, die tekens ensovoorts. Dit verskil in hierdie 5 fases. Ons het in die eerste fase het ons byvoorbeeld die fase van Johannes die Doper. Het Johannes gekom en uit die koninkryk van die evangelie het hy begin verkondig en hy het gesê die koninkryk is naby. Bekeer julle, laat julle doop tot vergifnis van sondes en dra vrugte wat by die bekering pas. Dit was basies wat ons weet van Johannes die Doper se prediking. En hy was nog onder die wet, so met ander woorde, hulle moes die wet onderhou tot saligheid, want dit was die deel van die wet, bedeling van die wet. Toe lees ons dat Johannes die Doper is toe gevang en Jesus het na Galilea toe gegaan en hy het begin preek. En toe het Jesus ook begin om die evangelie van die koninkryk te verkondig. En toe die tweede fase aangebreek. Met ander woorde, Jesus verkondig, maar nou sê Jesus, die koninkryk is nou hier, want ek is die Messias. Ek is die Christus, ek is die Messias, en Christus is Grieks, Christos, en Messias is Hebreeus, albei beteken gesalfde. So Jesus is die gesalfde van God. Hy is die Messias, hy is die Christus, en die koninkryk is nou hier. En wat is hy? Is Johannes die Doper net na Israel? Jesus verkondig die woord net vir Israel. Hy kom net na Israel toe. Ons sien waar hy na die Sirofenisiese vrou toe gegaan het. Dis daar by tussen Tyrus en Sidon. En dan het haar dogter het 'n bose gees. Dan vra sy asseblief, weet, kom maak my dogter gesond. Dan sê nee. Ek is net gestuur na die verlore skape van Israel. Ek is nie na die honde toe, na die heidene nasies toe gestuur nie. Dan sê sy, ja, maar die honde eet daarom die krummeltjies. Toe sê nee, is reg. Gaan, jou kind is gesond. So, hy het vir hulle goed gedoen, maar die saligheid was op daardie stadium bestem vir Israel. Johannes die Doper verkondig net vir Israel. Jesus in die tweede fase verkondig net vir Israel. En dit is dat Israel hulle moet bekeer. En ons sien ook in Johannes die Doper, daar's niks gemeentes nie. Daar's niks strukture nie, behalwe net, daar's disippels. Johannes het disippels gehad. Jesus het ook disippels gehad. Maar ons sien oral waar hy gaan, is hy in die sinagoges wat hy gaan preek. Hy bring die woord in die sinagoges en sy boodskap wat hy bring is die bergpredikasie en die koninkryk van die hemele wat hy verkondig. En hy bring die woord as die profetiese Messias wat die volk na herstel toe moet bring. En die weg van saligheid wat hy aankondig is dat dis is inderdaad die wet. Maar die belangrike verskil wat Jesus bring is dat moenie die wet onderhou volgens die letter van die wet nie. Onderhou die wet volgens die gees van die wet. Met ander woorde, moenie jou vlees besny nie. Jy moet die vlees ook besny, maar vleesbesnydenis sonder hartsbesnydenis help niks nie. Met ander woorde, waar God byvoorbeeld gesê het, man, ek is moeg vir julle offers. Ek is moeg daarvoor dat julle allerlei offers en rituele en dae en wat ook al, want julle bring julle offers na my toe, maar daar's nie liefde nie. Julle het nie liefde vir my nie, julle het nie liefde vir mekaar nie. Julle doen net hierdie omdat dit nou maar julle kultuur is, omdat dit julle gewoonte is. Ons gaan net kerk toe, want dis ons gewoonte, op 'n Sondag moet ons kerk toe gaan, maar daar's nie 'n verhouding met God nie, dis 'n kopding, of net 'n gewoonte ding. Dis nie, ek het God lief nie. En dit is die boodskap wat Jesus gebring het, is, wanneer jy dinge doen dit in die geheim. En die God, as jy die dinge in die openbaar doen, dat jy deur die mense gesien kan word, en jy het jou loon weg, want die mense sê, o, jy is so oulike oukie. Nee, doen dit daar waar die mense jou nie sien nie. Ek weet, laat jou linkerhand sy bekke hoor wat sy regterhand sê. As jy iets doen vir iemand, doen dit omdat jy dit vir God wil doen. Nie omdat jy deur mense gesien wil word nie. So, Jesus het die gees van die wet, het hy teruggebring in plaas van die letter van die wet, maar ook die gees, die gees van die wet in krag, en sonder al die oorleweringe van die ou mense, sonder al die dogmas en tradisie wat die mense oorgebou het en oorgebou het. Daar's die woord van God, want hy gesê, weet julle verstaan nie die skrifte nie. En daarom
ken julle nie die krag van die skrif van God nie. Daarom, julle oorleweringe van die ou mense maak die wet van God kragteloos. Want julle het al hierdie tradisies en gewoontes en dogma, maar julle kom nie uit by die woord van God nie. Hierdie goed keer julle eintlik om by my te kom. Weet, dit is, baie mense is so besig met die kerk, dat die kerk is eintlik dit wat tussen hulle en God staan. In hierdie tydperk is daar nog geen kruisigingsverhaal nie. Jesus het nie vir hulle gesê, glo in my en julle sal gered word nie. Ek gaan vir julle geoffer word. Hy het dit nie gesê nie. Ons sien in die gedeelte by die belydenis van Petrus, waar Jesus staan daar, en toe het hy eers begin, om vir hulle te sê, dat hy gaan sterf in Jerusalem, en dat hy deur hulle oorgelewer sal word, en dat hy gaan ly, en dat hy gaan sterf en opstaan uit die dood na die 3de dag. Eers daar het hy, tot en met daardie tydperk, is dit die tweede fase, wat hy vir Israel verkondig het, bekeer julle. Bekeer julle en lewe volgens die gees van die wet. Lewe met 'n persoonlike verhouding tot God. Lewe met die beginsel van liefde tot God en liefde tot die naaste. Nie met die letter van die wet nie. Want die letter van die wet is beperk. Jy kom nie uit by liefde tot God as jy net die letter van die wet nakom nie. Daar's nie geloof as jy net die letter van die wet nakom nie. En ons sien ook dat sy teiken is suiwer Israel. Hy het net na die verlore skape van Israel toe gekom. Hy het nie na ander volke toe gegaan nie. En hy het ook, daar's niks gemeentes nie, hy het disippels, hy het hulle uitgestuur, en hulle het in die sinagoges het hulle by mekaar gekom. Alright, so dis die tweede fase. Derde fase is die lamfase. Dit is waar Jesus dan begin het en vir hulle gesê het, ek gaan om gekruisig te word. Ek is die lam wat geslag gaan word. My volk het my verwerp. Ek het gekom om my volk te probeer red. Hulle het my verwerp en hulle gaan my kruisig. Maar ek gaan opstaan uit die dode en hier begin hy nou. Nou begin hy vir hulle die profesie uitlê. Want nou het dit in werking getree. As Israel hom aanvaar het, was hy die koning van die Messias, die koninklike Messias van Israel, en hy het regeer, hulle het hom verwerp. So nou plan B van God. Dalk is dit plan A, dis moeilik om te sê, die punt is net, dit is die ding wat, en Jesus het toe begin vir hulle die profesie sê, dis wat gaan gebeur, en ek gaan sterf, en ek gaan weer kom. En toe het hy begin om vir hulle te leer van die lam van God, en hy het vir hulle die verborgenheid meegedeel, en dit is dat, daar gaan nuwe erfgename kom, want die volk gaan my verwerp, en die heidene gaan my aanvaar. Hulle wat nie my volk was nie, sal my volk word. En hulle wat my volk was, sal ek noem nie my volk nie. Want Israel het hom verwerp, dit beteken nie Israel is weg nie. Tot aan die einde toe gaan Israel belangrik bly. Maar die heidene word ook nou ingeënt op Israel as deel van die volk van God. Right, so dit is in die derde fase het Jesus dan vir hulle begin verkondig dat hy die priesterlike Messias gaan word, dat hy gekruisig gaan word, hy is die lam, en met die nagmaal. Nou die nagmaal wat hy en sy disippels geëet het, was die Pasga, hulle die Pasga, gewone Pasga geëet. Maar in daardie Pasga kondig hy aan, bring hy die nagmaal. En daardie nagmaal wat hy die wyn drink en die brood eet, met die wyn sê hy, hierdie is die beker met die bloed van die Nuwe Testament. En daardie Nuwe Testament breek aan inderdaad met sy bloed. En die testament word van krag toe Jesus sterf. Daar breek die Nuwe Testament aan. En daar's nog steeds geen gemeentelike struktuur nie. Daar's disippels, daar's volgelinge, daar's selfs apostels. Wat is die verskil tussen apostel en disipel, weet julle? Right, disipel beteken volgeling. Apostel beteken gestuurde. Gestuurde en volgeling. So ons is disippels en apostels. Want ons word deur God gestuur, maar ons volg Jesus. Ja. En ons moet ander apostels en disippels gaan maak. Right, so nou die vierde fase. Nou het Jesus gesterf, die Nuwe Testament het aangebreek. Nou kom hy en in gees, in verheerlikte liggaam, kom sê hy vir die mense, en hy het vir 40 dae op aarde, wat hy ons lees in die Emmausgangers, waar hy vir hulle die skrifte uitlê, waar hy vir hulle vertel en vir hulle leer. Hy het sy disippels het hy voorberei. En woeps,
Daar kom die Heilige Gees en die verheerlikte liggaam van Christus en vertel vir hulle, dis die Nuwe Testament. Dis die Nuwe Testament en nou het die Nuwe Testament aangebreek, want die testateur het gesterf. En in daardie Nuwe Testament, en die interessantheid is, nou is dit vir die heidene. Maar, vir 14 jaar lang bly hulle in Jerusalem. Dit word nie aan die heidene verkondig nie. Dit kos, hulle het eers in Jerusalem gebly. Naderhand toe het hulle begin vervolging kry, onder Saulus onder andere, en toe het hulle so 'n bietjie na Samaria toe uitgewyk, en toe het hulle daar ook vervolging gekry, toe het hulle na Antiochië in Damaskus toe gegaan. Maar dis dit. Toe het Saulus die Damaskus pad geloop, waar God hom tot bekering geroep het. En daar het hy hierdie wonderbaarlike bekering gehad, en ons lees in Handelinge 15, waar die gemeente nog vir hom sê, moenie na die heidene toe gaan nie, hoekom gaan sukkel julle met die klomp heidene, ons is vir Israel. En toe sien hulle die krag van die Heilige Gees wat onder die heidense volke van krag word. En hulle besef, maar die heidene het ook nou die evangelie gehoor, die heidene is ook nou aangeneem, hulle is ook ingeplant in God. Daar is nie meer onderskeid in Jood of in Griek of in heiden of in Israeliet ten opsigte van die beskikbaarheid van saligheid nie. Daar is nog 'n onderskeid tussen man en vrou. Daar is 'n onderskeid tussen heiden en 'n Israeliet. In Handelinge 15 lees ons byvoorbeeld waar hulle die sekere dinge moes nakom. Die Israeliete het sekere goed wat hulle moes nakom en die heidene het sekere goed. So daar is nog onderskeid, maar die punt wat hulle maak is dat of jy nou man en of jy vrou is en of jy heiden is en of jy 'n Israeliet is en of jy 'n slaaf is en of jy 'n vryman is en of wie jy is irrelevant. Die saligheid is vir jou beskikbaar. Daar's dit. Wie jy is irrelevant. Die saligheid is vir jou beskikbaar. Dit maak nie dat jy die saligheid gaan kry nie. Want ons sien dat, want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy eniggebore seun gestuur het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore kan gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Nie die hele wêreld nie. Hy het die wêreld lief gehad, maar slegs hulle wat in Christus glo, is hulle wat gered kan word. Right. So, en die vierde fase het ons gesien, daar's baie wat toe Christene geword het, die Heilige Gees is uitgestort. Die Heilige Gees is nie in die eerste, tweede en die derde fase uitgestort nie, wel op Jesus. Met Jesus se doop het hy die Heilige Gees daar op hom neergedaal, in die vorm van 'n duif. Maar Jesus is gebore uit die Heilige Gees uit. Maar die ander het nog nie die Heilige Gees ontvang nie, hulle het wel gearbei in die Heilige Gees, soos in die Ou Testament lees ons byvoorbeeld, waar die Heilige Gees het vaardig geword op mense en hulle het geprofeteer, of hulle het kragtig gedoen, of hulle het wonders gedoen, of wat ook al, of hulle het profetiese gawes gehad. So die Heilige Gees word kragtig en lei 'n mens, maar die Heilige Gees het nog nie in die mense kom woon nie. Dit gebeur eers met die vierde fase, waar Jesus oor hulle blaas en sê ontvang die Heilige Gees. Daar kry hulle die Heilige Gees. So die Heilige Gees het eers in die vierde fase gekom, is nog nie in die eerste 3 fases nie. Die vierde fase is na die heidene toe, alhoewel dit nie realiseer nie. Eers in die 5de fase, na Handelinge 15, gee die totale gemeente sê, wonderlik, nou gee ons vir Paulus die groen lig, ons verkondig die woord aan die heidene. En in die 5de fase, in die 4de fase het ons, Jesus het gesterf, hy het opgestaan, en die Nuwe Testament het in sy bloed het aangebreek. So die 4de fase is, die boodskap is daar. Maar die realisering van die boodskap is nog nie daar nie. Die verspreiding van die boodskap is nog nie daar nie. Dit gebeur eers in die 5de fase. In die 5de fase sien ons, hulle het wel begin met gemeentelike strukture in die 4de fase. Daar begin gemeentes ontstaan in die 4de fase. En die teiken is hoofsaaklik Israel, is rondom Jerusalem, hulle het nog nie regtig eers, hulle eet nie eers saam met die heidene nie. So hoe gaan hulle die nagmaal hê waar hulle gemeentes as saam geëet het? En dis die embrio van die Christendom. Hulle begin nog die boodskap begin vertolk. En daai boodskap is uitgebrei onder Israel. Die eerste bekeerlinge, waar daar 5000 bekeerlinge is oor die hele wêreld heen wat daar saamgekom het vir die Pinksterfees. Nou breek die 5de fase aan. En dit is die volle verwesenliking van die Nuwe Testament. Dit is van Handelinge 15 af
tot vandag toe. Ons is nou nog in die 5de fase van die evangelie. En dit is die evangelie wat Johannes geskryf het, is eers in die laat 90s na Christus wat dit geskryf is. En hy skryf dit met hierdie 5de fase perspektief. So as julle gaan kyk, ons julle sien die eerste 3, die Matteus, Markus en Lukas is nog Ou Testament en weet, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? Nee, met die wet onderhou. Johannes kom skryf dit met hierdie, hy is die heel laaste ene van die disippels wat nog en die apostels wat gelewe het. Al die ander 11 het die marteldood gesterf. Hy is die enigste een wat natuurlike dood gesterf het. Hy het in die 90 jaar oud geword. En hy het die boek Johannes geskryf wat hy die mense het vir hom gesê, hier's nou baie geskrewe en mondelinge tradisie oor Jesus en sy lewe en sovoorts. Kom skryf jy was die geliefde disipel van Jesus. Kom skryf jy vir ons asseblief nou evangelie waar daar van die goeters is wat die ouens sê wat nie heeltemal of daar sterkies bygekom het. Kom skryf jy nou vir ons wat is dit en die betekenis daarvan. En dit is Johannes wat hy party foute reggemaak het en andersins die betekenis van Jesus se evangelie wat hy kom gee het in die evangelie van Johannes. Okay. Dan die boodskap is Jesus is gekruisig en het opgestaan en ons is deel in hom. Met ander woorde, ons is deel van die liggaam van Christus. Dis die boodskap. Met ander woorde, die gemeente en die liggaam van God staan in die sentrale posisie. Hoe word jy deel van die gemeente? Deur die doop. Want met die doop beklee ons met Christus en word ons deel van die liggaam van Christus. Dis nie kerk en denominasies en kerkgangers nie, dit gaan oor die liggaam van Christus. En hulle wat waarlik glo en hulle laat doop en die weg van saligheid volg, hulle is deel van die liggaam van Christus. Nie om 'n attestaatjie te hê of om nat gespat te word of om iewers in 'n doop of in 'n lidmaatregister geskryf nie. Dit maak nie van jou deel van die liggaam van Christus nie. Inteendeel, baie keer is dit wat jou juist keer om nie deel van die liggaam van Christus te word nie. Goed, en die boodskap wat hulle bring is die weg van saligheid. Hulle lê partykeer verskillende klem op sekere goed, met ander woorde net op die doop of op die bekering of op die heiligmaking. Dit hang af hoe die boek geskryf is en waarop die oue klem lê, maar dit gaan oor die weg van saligheid en Jesus is die hoëpriester wat sal kom as die koninklike Messias. Dis in wese die kern van die boodskap in die 5de fase. En die teken is almal. So nou kom ons en sê hulle, maar kyk, hier het Jesus gesê, ek is net vir die verlore skape van Israel. Ja, hy het dit gesê, want dis in die 3de fase toe hy net daar was vir of in die 2de fase toe hy inderdaad net daar was vir die verlore skape. Maar in die 5de fase is dit vir alle volke. So, as 'n ou hierdie gedagte, dan raak 'n mens nie verward nie. Want wat hulle doen is, nou vat hulle een Bybelversie en dis nou vir 'n stawing vir wat hulle ook al glo, om hulle dogma te staaf. Maar hulle kyk nie, waar was dit nie? As jy iets vat wat in die 2de fase is, wat Jesus gesê het, jy gaan sê, maar right, nou moet ons dit doen, want Jesus het dit gesê. Maar hy het dit gesê, want dit was nog onder die Ou Testament. As hy sê, jy moet die wet gaan onderhou, en dit is sodat jy gered kan word. Dis inderdaad so, en daai ou moes dit gedoen het, want hy het onder die Ou Testament geval. Maar met sy kruisiging breek die Nuwe Testament aan. Dan is die wetsonderhouding is deel van die gehoorsaamheid. Dit is nie om die ewige lewe te beerwe nie. Alright. Leef Christendom uit in die gemeente en volle verwesenliking van die gemeentestruktuur. Daar kry ons van die diakens en van die ouderlinge en van die oudstes en van barmhartigheid en die rol van die vrou en die man in die gemeente en die verskillende, hoe werk die dinge in die gemeente en. Dis in die 5de fase. Ons sien dit nie in een van die eerste 4 fases nie. Ons leer dit uit die 5de fase uit. So, hierdie is net in 'n neutedop om te verstaan dat 'n mens die Nuwe Testamentiese boeke is nie die Nuwe Testament nie. Dis die Nuwe Testamentiese boeke, maar dit beskryf die Nuwe Testament, want die 4 evangelies is nog in die Ou Testament. Die Johannes Evangelie beskryf baie eintlik dit uit die 5de fase oogpunt uit. Maar Jesus het gelewe in die Ou Testament. Die nuwe bedeling het nog nie aangebreek nie. Alright. So dit is net
hierdie is 'n belangrike basis waarop 'n ou die woord moet lê, en as jy dit so lees, dan maak dit goed vir jou sin, dan is dit nie weersprekend nie. Want nou sê die ouens, maar ek verwerp vir Paulus, want Jesus het gesê, hy wat die wet weggooi, wat 'n Jode of titel van die wet weggooi en die mense so leer, hy sal minste genoem word in die koninkryk. Natuurlik. In die bedeling van die wet, as jy die wet weggooi, is dit net jy moeilikheid. Maar in die nuwe bedeling, het ons nog steeds die wet, maar dis 'n ander wet. En dis nie volgens die letter van die wet wat ons lewe nie, want die letter van die wet is die dood, maar die gees van die wet maak ons lewe.